Karamasente, karabasiante, karamisinte. You must listen to my words, for I am God. My name is Yahweh, I am. I'm the living God, and you are playing games with me. You think you can come to my house and gossip and sin and sit here with your sins. This is called a house of prayer, and is my house. It is time for South Africa to wake up. The day of my coming, the day that I send my son to come and fetch you, only a few of you, only a handful of you will be taken. For your unrighteousness and your sin lies before you. Do you think you can play games with the living God? My anger is vented against you. Why must I break some of my servants? Why must I cry and repent for the nation? Why the nation sits in sin and refuses to take up the offer that I have, the offer of giving my son, the ultimate sacrifice? You are playing games, South Africa. You people in Hartswater are playing games with me. You think I'm not serious. But there is a day that will come where you will stand before me and you will give account of your life. You will give account. And if you are found not to be righteous, if you are not found in my son, I promise you, you will burn in the fires of hell. There will be no rescue for you. Stop playing games. The message that was prepared today, I prepared through my servant. I spoke through my Holy Spirit to him. A hard message, a tough message to bring. But you must listen to my words. It is my anger that is vented against this nation. And as long as you refuse to serve me, as long as you refuse to bow your knees before me, you will suffer. You will dread the day of my coming. There where you are, if you are truly faithful, bow your knees and serve me and worship me and pray to me. Pray for my mercy. Pray that I will be a merciful God to you and to your nation and to your people, to your loved ones, to your families, your children, your parents, to the strangers who live in your land. Why have you not bowed your knees? Did I not command you to bow? Did I not command you where you are now to sit and to bow and to pray? Wil julle nie sit nie, buig jou knie, wees verootmoedig vir die Here. I am the living God. There is none like me. Jehovah Shammah, I am present. I am everywhere. I know your sins. There's nothing hidden from my view. Those who serve me, those who are filled with my spirit, walk in my spirit, they abide in my spirit. They cry out for a nation. And before the service continues, you will pray for your nation and for your people and for your sins. South Africa was the nation of promise, but it turned its back on me. It refused to serve me, to honor me, to glorify me. You ran after your gods of silver and gold and sports. You fornicate among each other and you serve foreign gods. The gods of the spirits of Africa I will destroy. Your foreign gods I will destroy. For I will bring revival to this nation. But first, my people who are called by my name will humble themselves and pray. Then I will heal your nation. And if you do not humble yourself and you do not pray, I will come to this nation with judgment. And my judgment will be in my anger and with fire. It will be a terrible time for you. But should my people humble themselves and pray, I will heal your nation. I will change your laws. I will change your schools. I will change your government. I will change your hearts. I will fix your cities and your streets. In my power and by the ability and by my mighty and holy name, I command you today, Hartswater, stand up for me. Humble yourselves and pray for your nation. Stop seeking your own self-interest and start seeking me as the living God. I am your only way out, your only escape from what is coming on this world. It is at hand. The second coming is coming.
My Son will come and the heavens will be opened. My angels will be sent to take the righteous, the just, the holy. But if you have not made time for me, if you have not come to a point where you repent and you fall on your knees and you admit and acknowledge your sins, believe me, you will remain behind. And then, the suffering and the turmoil that comes over this world, you will be a part of it. This is my call, this is my heart, this is my cry to you today. Repent of your sins. Repent of your transgressions. Lay them before me. I'm a merciful God. I'm the God who heals, and I want to heal your heart today. I want to pour out my Spirit into your heart, there into the deepest cavity of your heart. There where you think nobody sees, where no one sees the pain, where no one sees the injustice. I want to pour out my Spirit into you. I want to bring healing to you today. Why do you wait? Why do you set me aside? What have I done to you that you hate me, South Africa? This is my call to you, my invitation. Repent and come running to me. For surely as a father opens his arms to grab hold of a child and to picking him up and to hug him and to love him, so will I hug you and love you. I will open doors that you have deemed closed. Dreams that you have set aside that you think cannot happen, will never happen in your life. Them I will revive. I will revive your nation. I will revive your churches. These empty seats will be full. Come now, South Africa, stop playing and take up my invitation. Take it up, and where you are, start praying. Just ask my forgiveness. I am merciful. I want to forgive you. But you have to be serious with me. You have to seek my intimacy. You have to love me with your whole heart. Your personal interests you can set aside. Your visions and your dreams for the future, set them aside. Set yourself aside and be a fire with the blaze and the glory of the Holy Spirit that is in you. My invitations will be few. And the same word that's going out today in this town will go out through the whole of South Africa. My anger, my fire will go out through my servants. And this word that I speak to you, it's not only to you, it will go out to the whole of South Africa. Do not test me. The Israelites tested me in the desert, and they fell in the desert. Their bones still lie buried in the desert. Do not test me, South Africa. You are the land of promise. My word has gone out over South Africa. Should you repent and should you turn back to me, you will stand amazed. For the former things will be nothing in comparison to the glory I will bring to this nation. This nation is the tail, the mockery of the world. But I will raise it up. If my children repent, if my children go on their knees and humble themselves, I will take this nation to heights that you have never seen. Come now, South Africa. Come now, Hartswater. Revival will break out in this region, and it will spread out throughout the whole of South Africa. But it starts here. It starts with you. This is the last word. And I will now leave you to continue with your service. But before you start, let each one pray in his heart. And let the leaders pray aloud. Let the leaders pray for this congregation and for this town. Kom ons bid net saam daar waar ons is. Hierdie woord verhoor van die Here, en die Here is kwaad met ons. Hy is kwaad met Suid-Afrika. Maar as ons onsself verootmoedig en ons kniel voor hom, dan sal hy ons land red en hy sal ons genees. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U. Heavenly Father, I repent of my sins and the sins of my people, the sins of my nation. We repent before you, Heavenly Father, and we ask you to please forgive us.
Forgive us our sins and our transgressions, the hardness of our hearts. On behalf of a nation, Father, I ask you today, and the witnesses are here with me. They are in agreement with me, Heavenly Father, today, that we repent before you. We repent on behalf of Hartswater and Young Kemp and Warrenton, all the surrounding towns. Yahweh, you want revival to break out. We repent of our sins, Father. We have served foreign gods. We have set you aside. We have made you a trivial little thing, a little Sunday thing that we must just a to-do list. Please forgive us, Father. Please be merciful to us. Please humble us in our hearts, and please come forth, Father, with your great mercy. Meet each and every one of us and pour out your Spirit in our lives. Please help us to do what is right. Help us to seek your face. Help us to seek you every day and have an intimate relationship with you. Father, we are sorry and we ask you to forgive us. For we have sinned and we have transgressed. We have not kept your laws and we have not kept your ways. I ask you to please forgive us in Jesus' name. Amen. Ek het die Here gevra om my hart te breek en ek het nie gedink hy gaan dit so doen nie. Maar ja, hy is kwaad vir ons. Hy is kwaad vir Suid-Afrika. Maar tog gee ons uitweg, uitkoms. As ons self net sal voormoedig voor hom, dan sal hy ons red. Hy sal ons land verander. Hierdie boodskap wat ek vandag vir julle bring, het ek so 2 weke terug al na 'n preek geluister en ek het seker vir 2 dae geloop en worstel met dit. Hoe kan God vir iemand sê vir wie hy lief is, ek het jou nooit geken nie? En Dinsdag sê hy vir my, dis jou boodskap weer vir Sondag, en ek is al van Dinsdag weer besig met dit. En gister is die moeilikste boodskap wat ek nog moes voorberei, moeilikste preek. I never knew you, ek het jou nooit geken nie. Vir wie sê God dit? Vir die goddelose, vir die satanist, die boeddhis, die hindoe? Nee. Vir ons wat in die kerk sit. I never knew you. Ek het julle nooit geken nie. Hoe vreesaanjaend gaan dit vir jou wees as jy voor die lewende God moet staan eendag en hy sê vir jou, ek ken jou nie. En jy sal sien net nou, hoekom nie? Hy sê vir ons daar in Matteus 7 vers 23, and then I will say to them openly, publicly, I never knew you, depart from me, you are acting wickedly, disregarding my commandments. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. My julle boodskap vandag, al die skrifte is in Engels, behalwe daai een. As jy daar so lees en jy kyk, wat sê hy? Depart from you who act wickedly, disregarding my commandments. Ons hou nie sy wette nie, ons hou nie sy gebooie nie. Want ons het die leuen van die Satan geglo, toe hy vir ons gesê het, weet jy wat julle is nie onder die wet nie, jy kan lewe soos jy wil. Dis 'n leuen. Die wet is geskryf in my en jou hart. Die oomblik wat die Heilige Gees binne in jou kom woon, wat jy wedergebore is, kom die wet saam met hom. Dit is geskrywe op die tablet van jou hart. Jy kan nie lewe met die Heilige Gees binne jou soos wat jy wil in sonde nie. Daar gaan 'n dag en uur wees wat hy gaan onttrek. Hoekom kan die Heilige Gees vir my sê as ek 'n ding vat en ek begin kyk en vra hy vir my, what are you doing, Peter? Hy doen dit met jou ook, maar weet jy wat, ons kies net om hom te ignoreer. Ons kies net om te sê, weet jy wat, daai stil stemmetjie, ag nee wat, okay, dis vir later. Dit gaan jou duur kos. Hier's 'n paar voorbeelde van wat die verskillende vertalings sê van daai laaste gedeelte. Die 53 vertaling sê dis ongeregtigheid wat werk. 83 sê ons die wet wat ons oortree. Die Nuwe Lewende vertaling sê ons doen nie wat reg is nie. Die 2020 vertaling sê wetteloosheid wat bedryf word. Die Afrikaanse Bybel vir almal sê ons doen nie wat my wet sê nie. Die King James, die oorspronklike Bybel sê he that work iniquity, ongeregtigheid. Die Amplified sê you act wickedly. In English Standard Version says you workers of lawlessness.
Nou, wie is die persoon wat openbaar moet word? The man of sin, the man of lawlessness, die antichrist. Nou as die Bybel so ver gaan om vir ons te sê ons is lawless, dat beteken ons breek sy wette en sy woord totaal. Ons is nie gehoorsaam aan sy gebooie nie. Dankie Bianca, gaan. Sorry, ons het nou nie 'n scrollertjie nie, so as ek my hand so waai, ek sê nie hallo nie, ek waai net vir Bianca, laat sy weet sy moet scroll. Okay. Matteus 7 vers 21, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Dat die vorige skrif het net vir ons gesê, nie almal gaan hemel toe nie. Wat sê hierdie woord vir ons? Not everyone who says to me, Lord, Lord. Die goddelose sê nie Lord, Lord nie, want hy praat nie met God nie. Hy het nie 'n verhouding met God nie. Hierdie woord is vir ons. Jesus na die bergpredikasie kom hy en hy sê vir die mense, kyk hierso, word wakker. Nie almal wat sê Here, Here, gaan hemel toe nie. Nie almal gaan daarna toe nie. Hoekom nie? So nou gaan na die volgende een. In Matteus 25 vers 11 praat hulle van die 10 maagde. 10 was wys. 5 was wys. Jammer, al 10 was nie wys nie. 5 was wys, 5 was dwaas. Okay. Kyk wat sê die Here vir hulle, vir die dwaases, nadat hulle weggaan het, hulle lampe vol olie gemaak het en teruggekom het. Afterwards came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. So ons ken nie die uur nie. Ek weet nie of ek met die wegraping weggaan en of ek gaan sterf nie. Wie weet? Maar gaan dit jou help as jou tank leeg is? Gaan dit jou help as jou lamp nie vol olie is nie? Gaan dit jou help as jy hier binne leef soos jy wil, goddeloos is, al die begeertes van die wêreld is hier binne? Dan is jy soos die dwaase maagd. Jy het nie volgemaak met die tank nie, jy het nie volgemaak en jy het nie verhouding gehad met die lewende God nie. Nou kyk ons gou na die lamp en die olie. Hy sê, and 5 of them were wise. Hoekom was hulle wys? Hulle was geestelik voorbereid. Hulle het al die geestelike dinge gedoen wat die woord vir hulle sê om te doen. Hulle het geleef volgens die woord, maar meer as net om te leef volgens 'n boek wat vir jou sekere goed skryf en sê, het hulle geleef en opgetree volgens die gees van God. Hulle was waaksaam oor die woord. Hulle het toegesien dat die woord wat hulle hoor nie uit hulle mond uitgaan nie. Hulle het toegesien en gekyk, as God sê, dis links is dit links, as hy sê regs is dit regs. Hulle was gehoorsaam. Hulle was konsekwent in hulle optredes. Om konsekwent te wees in jou optrede, as 'n kind van God, jy hardloop nie agter elke dwaallering aan nie. As daar 'n nuwe lering kom en iemand sê, man, ek het dit by die Here gehoor, dan gaan jy eers skrif toe. Praat die man die waarheid. As jy hier klaar is vanmiddag, dan gaan jy huis toe, dan gaan lees jy en gaan kyk jy of ek die waarheid gepraat het. Alles wat ek sê, kom hier uit. Ek verdraai niks nie. Dis alles daar, geen leuns, maar jy het die reg om dit te doen, en ons moet dit doen, want dis waar al die dwaallering in die kerk vandaan kom. Iemand dink hy het iets gehoor, hy sê goed, hy het sy eie bediening, en wat gebeur? Hy trek 'n klomp mense weg, verlei 'n klomp mense met 'n leuen. Sal net ons sien, ons gaan nou by van daai goed kom. Na 'n persoonlike verhouding, intimiteit. As jy nie intiem is met die Heilige Gees nie, as jy nie intiem is met God die Vader en die Seun nie, dan sê ek vir jou, lei jy groot skade, jy het groot gebrek in jou verhouding met God. Hy soek intimiteit. Hy soek jou op jou knie, hy soek jou waar jy bid, hy soek jou waar jy intree vir jou volk en vir jou nasie en vir jou geliefdes. Hy wil hê jy moet in sy woord wees en kennis hê elke dag. En dan is dit in die binnekamer waar hy kom en die Heilige Gees net daai teenwoordigheid daar instap. Dis wanneer ek uit toiletrol vat van 'n vol rol gou na 'n halwe rol toe in 'n oggend in 3 ure. Maar ek kan nie myself help nie, want as die Heilige Gees se teenwoordigheid daar kom, nou oorweldig dit my so. Dis wat nou gebeur het. Dis wat ek bid en ek vra die Here, breek my hart. Ek staan daar en ons sing en die Here begin my hart breek. En hy sê, kyk, dis vir Suid-Afrika. Kyk wat gebeur met my land. Kyk wat gebeur met die volk van belofte. Hy het 'n belofte oor ons. Hy wil hierdie nasie bou. Okay. Nou kom ons daar
The 5 foolish virgins. Baie mense sit in die kerk en hierdie volgende klomp goed is net van die goed wat teenwoordig is by God se kinders, wat nie erns maak met God se woord nie. Dis hierdie mense vir wie God gaan sê, I never knew you. Hulle het net 'n voorkoms van geloof en geregtigheid. Hulle maak of hulle heilig is, hulle doen al hierdie mooi kerkdingetjies. Hulle het nog nooit intiem geraak in sy binnekamer, nog nooit op sy knieë geval en voor die lewende God gesê, vergewe my nie. Nog nooit gesê, Jesus wys my die pad, Heilige Gees lei my. Hy doen net wat hy moet doen, want hy dink dit is reg. Tweedens, hulle het teologiese kennis. Hulle lees die Bybel, maar daar is nie verhouding nie. Ek ken die woord, want ek kom al van kinderkerk af. Het ek al gehoor van Jesus, en ek het al hierdie dinge gehoor. Tweedens, hulle geloof is min of afwesig. As jy nie geloof het nie, hoe gaan jy die wonderwerke doen? Hoe gaan jy wandel in die vrug van die Gees, as jy nie geloof het nie? Hoe gaan jy werk met die gawes van die Gees, nog meer? Jy moet glo, dat wanneer ek na God toe gekom het, wanneer ek hom aangeneem het as my verlosser en saligmaker, dan het hy vir my sekere goed gegee. God gee nie vir my 'n tweedehandse gees hier binne nie. Wanneer jy wedergebore word, gee hy vir jou 'n nuwe gees, 'n splinter nuwe gees, want sy Heilige Gees kan nie in jou second hand bly nie. Hy moet binne in jou nuwe gees bly, 'n vernuwe gees wat totaal en al nuut is, nuut geskape deur God. Dis wat hy binne in my sit. En dan sê hy vir my, vat my gees, vat jou nuwe gees en volg my woord. Jy is nou wedergebore, laat jou doop en leer van my. Stap met my, wandel saam met my. As jy Johannes 15 gaan lees, dan sê hy, abide, bly in my, walk with me, talk with me. Maar daar is so baie mense wat nie eens weet wat die stem van die Heilige Gees is nie. As die Heilige Gees nou met hom moet praat, sal hy net sê, ja, wat 'n snaakse gedagte is dit. As geen verhouding, geen intimiteit nie. God is 'n God van verhouding. Hy is nie 'n God wat daar ver is vir wie ons bid en sê, ag Vader, ek het brood nodig, ek het geld nodig, ek het 'n werk nodig. Ag Vader, dankie vir Pietie en Jannie is siek en Sannie verjaar. Dis nie die God wat ons dien nie. Dis nie die God wat ek dien altans nie. Die God wat ek dien, bly hier binne. Hy spreek my aan op 'n sekere manier, maar ek sal dit nooit uitspreek nie. Maar as daai woorde, daai aanspraak by my kom, dan weet ek onmiddellik, man, is die Heilige Gees wat nou praat. Dan is ek onmiddellik gehoorsaam. Dan luister ek, wat sê die Heilige Gees vir my, wat ek weet is my God wat met my praat. Maar baie van ons is ongehoorsaam. Die Heilige Gees kom en sê vir jou, gaan gee vir daai man 'n woord. Nou wat doen jy? Jy begin twyfel, ag nee, wat? Okay, ek sal volgende week. Daai man het nie daai woord volgende week nie, jy het hom nou nodig. Ons is ongehoorsaam. God gee vir ons soveel goed en sy wette en sy gebooie is hierso en hy sê vir ons leef volgens dit. Ons doen nie. Ons is ongehoorsaam. Die vrug van die Gees is in by baie mense afwesig. Hy is nog dieselfde mens wat daar buite is hier in die kerk. Al wat gebeur is, voorkoms van geloof en geregtigheid is, hou hy as voor en verder, as die vrug nie. Hy is nog steeds die mislike ou, hy is nog steeds die ou met woedebye. As die Heilige Gees in jou kom bly, dan verander hy al daai goed, hy vat daai goed weg. Godsdienstige rituele en tradisies. Ons sit op dieselfde plek elke Sondag, en ek vat jou nie anders op dieselfde plek sit, ek gee nie om, sit waar jy wil sit, maar ek en Gerda was een keer in 'n NG Kerk, en ons het die vuilste kyk van ons lewe gekry, want ons het as besoekers daar aangekom, gaan sit op 'n stoel, want hier's 'n oop ry banke, die tannie daar aangestap, so kyk, haar kop so geruk, en op 'n ander plek gaan sit. Toe weet ek, ons sit op iemand se stoel. Daai stoel was gereserveer, maar daar was nie 'n bordjie nie. Weet jy wat ons tradisies en ons rituele, van wat ons dink kerk is, en wat ons glo kerk is, en hoe oupa dit gedoen het, en hoe papa dit gedoen het, ons moet alles op sy skuif, en vir God vra, hoe wil jy dit doen? Wanneer laas het jy kerk toe gekom met 'n woord, met 'n psalm? Dis wat die Bybel sê, wanneer julle by mekaar kom, moet die een kom met 'n psalm, die ander een moet kom met 'n woord, die ander moet kom met 'n taal. Dis nie net die mense wat hier voor staan nie. Hy sê, wanneer julle, almal, julle, jy moet kom met daai woord, jy moet hier voorkom staan en sê, die Here het met my gepraat in my stilte tyd, ek te woord. Ons moet mekaar begin bemoedig. Waar is die vrug van die Gees waarmee ons mekaar bemoedig? Waar is die liefde? Waar is die geduld? Waar is die genade? Wanneer bid ons vir mekaar? This is a house of prayer. Dis nie 'n kerk nie, it's a house of prayer. Dis 'n huis van gebed.
Wanneer bid ons vir mekaar hierso? Waarom bid net 1 of 2 in die binnekamer? Sien julle hoe val ons rond, want die tradisie sê, dis hoe ons kerk hou. God sê hy wil dit verander. Ons volg dwaalleringe. So ek net vir jou gesê het, gaan toets dit aan die woord. The feel good gospel. As ek kerk toe gaan en ek stap uit, moet ek daarom ten minste goed voel. Ek moenie 'n woord hê soos vanoggend wat God ons almal aanvat en sê, hier Suid-Afrika, is kwaad vir jou. Nee, ek moet goed voel, dit moet lekker wees, man, is joyful. The feel good gospel, but there's no truth, geen waarheid. Wat van die prosperity gospel? God gaan my seën, betaal jou tiendes in, betaal jou geld in, behoort aan die 700 club, as jy ons hierso bless met dit, God gaan jou bless. Wat maak hulle? Hulle verryk hulle self, en in plaas die verantwoordelikheid by God om jou te seën, en die oomblik as jy nie finansiëel geseën word nie, dan draai hulle om en sê maar, daar's sonde in jou lewe. Sorry, gaan sorteer jou sonde uit en dan kom jy terug. Ek sien dit baie by die Afrika kerke. Hulle gooi dit so tussen die goed. Die woord is tot hulle voordeel, en sodra daar iets gebeur, nee, jy het sonde gaan bid, jy gaan vas 'n bietjie. God is love gospel. Sien dit by die guys en lesbian, God is 'n God van liefde, hy is lief vir almal, almal gaan hemel toe. Niemand gaan hel toe nie. Kom ek sê vir jou, hulle gaan 'n groot surprise kry. Bid maar net vir hulle. Die okkulte, hoeveel van julle lees die sterre voorspel? As jy die huisgenoot koop, dan blaai jy gou deur. Net sien wat sê die sterre. Waar sit jy jou vertroue? In die okkulte. Hoeveel van julle het al na mense toe gegaan en gesê, weet jy wat, lees gou my palms. Kyk wat sê die teegblare. Wat sê die bene? Dis goed wat die Afrika volke glo. Hulle gooi die bene uit. Om iemand jou handpalms te laat lees, om na iemand te gaan wat sê, ek kan die toekoms voorspel. Dis die okkulte. Moet dit nie doen nie. Jy bring bindinge en vloeke oor jouself. Eerder polities korrek as goddelik gehoorsaam. Dis wat tans gebeur met die aanval op die kerk. Ons moet polities korrek wees, ons moet submit onder die staat, alles moet onder die staat gedryf word, die hele kerk moet daar inskuif. Hoekom? Die afdwing van 'n een wêreldse orde. Een wêreld kerk, een wêreld geld, een wêreld alles. Dis waartoe hulle hierdie ding dryf. As God vir jou sê, jy moet iets doen, wat gaan jy doen? Gaan jy eerder sê, ja maar die regering sê, ja maar die wette sê, of gaan jy God gehoorsaam wees? Al kos dit jou, wees eerder God gehoorsaam. Paulus en Silas sit in die tronk, omdat hulle ongehoorsaam was aan die mense. Toe die mense vir hulle sê, julle mag nie van Jesus praat nie. Word hulle geslaan in die tronk gegooi. Maar tog het hulle die evangelie bly verkondig. Eie geregtigheid, me, myself and I. Hoeveel van ons val in daai kategorie? Almal van ons, selfs ek. Kan baie daar soms so net so bietjie selfsugtig wees. So bietjie net my eie goed soek, en dan moet die Heilige Gees my net eers weer bietjie aan die oor trek en sê, nie so nie Pieter, jy is besig om nonsens aan te jaag. Want jy sien, as ek leef en die Heilige Gees is konstant binne my, en ek gee vir hom die toestemming, ek gee vir hom die vryheid, en ek sê vir hom, lei my, leer my, wys my, dan praat hy konstant met jou. Jy maak nie so baie foute mee nie. Dit is baie makliker om my alledaagse goed te hanteer. Ja, ek maak foute. Die vlees wil altyd baas wees, maar hy moet maar tweede staan, en gaan door die Gees. En ons leef in sonde. Hoeveel mense bly net saam? Hoeveel mense is afhanklik van dwelmmiddels? Hoeveel mense is afhanklik van goed? Ons kan nie hierdie goed toelaat nie. Ons mag nie. Dis die rede hoekom die dwaase maagde die hele ding gemis het. Dis hoekom Jesus vir hulle gesê het, gaan weg, ek ken jou nie. En ons sit hier met daar dieselfde goed binne in die kerk. Ons weet van mekaar, maar ons wil mekaar nie aanspreek nie. Want ek is so bang, ek sal eerder polities korrek wees as ek vir jou sal sê, hey Boeta, jy is besig om ons aan te jaag. Maar die dag, as die wegraping kom, dan bly Boeta agter. Want niemand het van hom gesê, hy is besig om ons aan te jaag nie. En wat sê die woord? Op wie se hoof is sy bloed? Myne, joune, want ons het dit nie aangespreek nie. Kry olie, but a comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthen and stand by the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. Wat sal hy doen? He will teach you
all things. Nie 'n bietjie nie, nie sommiges nie, alles. As jy wil weet van iets, vra hom, hy sal jou antwoord. Jy gaan party daar 'n surprise kry antwoord. Wat is jou perd se naam waarop jy gaan ry in die hemel? Ons vat 'n simpel ding. Ek is 'n skierige ouetjie, vra vir Gerda. As ek verjaar en sy sê sy het 'n geskenk gekoop, ek sal hom uitsniffel. Het jy nog nooit vir God gevra wat jou perd se naam is nie? My perd se naam is Batezan. Want ek was nuuskierig, ek het vir God gevra, ek het die Heilige Gees gevra, wat is my perd se naam? Ek wil weet wat daar aangaan. Ek is net tydelik hier, maar ek leef permanent daar. My gees is gesetel in hemelse plekke. So hoekom wil ek nie weet nie? Maar wanneer jy nuuskierig begin raak, dis wanneer jy in hierdie woord ingaan en dan lees jy, ons kom terug saam met Jesus op die wolke en ons ry op perde. Toe kom die vraag maar net by my op, wat is my perd se naam? Ek het net daar gelees van perde en toe vra ek, en toe kry ek 'n antwoord. Jy sien, in die kleinste detail sal God jou antwoord. In jou lewe, as jy sekere probleme het, as jy 'n kind het wat rebels is, vra net vir God. Hy sal vir jou die presiese detail gee, hoe om daai kind te help en te hanteer. As jy 'n geliefde het wat nie God wil dien nie, gaan na die skrif toe, hy sal vir jou sê. Weet jy hoe maklik is dit? Ek bid vir my hele familie. En eendag sê die Heilige Gees vir my, you're praying wrong. Hy sê, wat sê die woord? Die woord sê heel eerste, as iemand na God toe moet kom, dan is in nie geval, gaan op jou knieë val neer en bid vir Jesus of bid 'n rympie nie. Hy sê, the Father must draw him. God moet hom trek. As God hom trek, dan kom hy deur Jesus na God die Vader toe. Dan kom die Heilige Gees. So, as jy weer 'n geliefde wil hê wat bekeer moet word, vra net Vader, trek hom asseblief. Hou op smeek, hou op bedel. Ons is nie bedelaars nie, ons is God se kinders. Ons is erfgename. God sê, ons is sy vriende. Ek kan my vriend vra, red asseblief daai ene. En weet jy wat, ek hoef nie vir maande lank te gaan en te sê, ek bid vir hulle nie. Ek begin net God die lof en die eer gee. Een van my broers se seuns is gay, hy trek aan soos 'n meisietjie en alles. En weet jy wat doen ek? Ek bid net, Vader, trek hom. Just draw him. Reveal to him the truth. En dan mag ek net dankie sê. Iewers langs die pad gaan hy mannetjie tot bekering kom en die hele familie nie weet wat aangaan nie. Maar ek weet, I know the secret. Because I know the one who I met in the secret place. Die Heilige Gees is daai stil, sagte stem in jou binneste. Hy gaan nie skree nie, hy gaan nie hard praat nie. God het vanoggend hard gepraat deur my, sy Gees het gevloei, maar dit was die woede van God, the anger of God. Maar wanneer die Heilige Gees met jou praat, is hy stil, sagte stemmetjie. Jy moet leer om die verskil tussen jou gedagtes en die stem van God te hoor. Want dit is in jou gedagtes wat met jou praat. In jou hart is die oortuiging en in jou gedagtes is sy stem. Maar die Heilige Gees is lewend. Hy was daar toe die wêreld gemaak was, toe die wêreld geskape was. Toe was hy daar gewees. Toe Jesus sterf en Jesus word uit die dood uit opgewek, was hy daar. Toe Jesus gedoop is en hy kom uit die water uit, wie kom neer? Die Heilige Gees. Kom neer en bly in Jesus. Hy's lewend, hy's kragtig. Dis nie net 'n ou stemmetjie wat jy mee te doen het nie. Jy het te doen met die krag van die lewende God. En hy wil die belangrikste verhouding hê met jou. Hy wil met jou praat, hy wil met jou deel, hy wil jou lei. As jy seer het en jy pyn, nadat my pa en my ma dood is, toe kom die Heilige Gees, hy sê vir my, gee net jou pyn, ek sal jou help. En ek gee dit vir hom. Ek dra dit nie meer nie, ek is oor dit. Klaar gerou. Hy het my klaar gehelp. Mis ek hulle? Ja, so. Is daar pyn in jou lewe? As jy gemolesteer, as jy verkrag, wat? Iemand jou mishandel? Kom wil jy dra? Gee dit vir hom. Just give it away. As jy dit vir hom gee, dan vat hy dit en hy help jou en hy bring genesing vir jou. Ek het daar geskryf, daar onderste deel, is my eie persoonlike deel. He is awesome and amazing when you give him free rein in every area of your life. In elke area. Sê net vir hom, vat dit, ek wil dit nie hê nie. Hoekom moet ek dit dra? Hoekom moet ek hierdie laste dra? Ek wil lig wees. Ek wil sy kind wees.
Hier praat hy van die sondes, en hy spreek in hierdie volgende paar verse, spreek hy net aan wat gebeur as die kinders van God sekere goed toelaat in hulle lewens. Hy sê, let no one deceive or beguile you in any way. For that day will not come except the apostasy comes first, unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come, and the man of lawlessness sin is revealed, who is the son of doom and perdition. Wat sê die skrif vir ons? Daar in die boot aan 'n klomp mense het die wegraping voorspel. Dit het nie gebeur nie. Want hierdie het nie gebeur nie. Apostasy. The great falling away. Dit is voorspel. Unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come. Hulle wat gesê het, ek is 'n kind van God. Ek is 'n Christen. Wat ewe skielik omdraai en hulle rug op die Here keer. Dis die eerste ding wat moet gebeur. Die tweede ding wat gebeur vir die wegraping is, the man of lawlessness sin must be revealed. Die antichrist. Ja. Apostasy, wat sê dit vir ons? Die Woordeboek sê die betekenis van apostasy is a willful falling away or rebellion against one's faith. Willful, doelbewus, opsetlik. Jy draai jou rug op God en jy sê, ek gaan wegloop. Ek wil niks meer met God uit te waai nie. Ek wil niks met Jesus te doen nie. Ek draai om en ek loop doelbewus weg van wat God vir my gehad het. Weg van wat jy jou hele lewe aangekleef het. Die verwerping van Jesus as redder en Heer. Die aanneem van 'n wêreldse gesindheid. Toe sê ek gaan in daai wêreld leef, is lekkerder daar. Die sonde is lekkerder. Daar's meer voordeel vir my daar. Okay. Therefore beware, brethren, take care lest there be in any one of you a wicked, unbelieving heart, which refuses to cleave to trust and rely on him, leading you to turn away and desert and stand aloof from the living God. Die eerste vers van ons sê, ons bekyk na ons harte. Wat is in jou hart? Is daar ongeloof? Is daar sonde? Dis wat hy sê, is die wickedness, sonde. Is daar sondige natuur in jou wat heers bo jou gees. Jou gees moet heers. Jy moet vir jou siel en jou emosies, jou denke sê submit. Party daar moet jy hardop vir jouself sê en vir jou liggaam net sê submit to my spirit. Partykeer as jy Bybel lees, dan kom daar sulke gedagtes by jou op en ek kan net nie ophou dink aan die goed wat ek vandag moet doen nie. Ek kan net nie dink aan die of daai onderwerp nie. Nou wat doen ek? Ek bestraf my vlees. Ek sê vir hom submit, want dit is nou geestyd. Dit is nou tyd vir my en God. En jy, emosies, denke, vlees, submit. Ek gee hom fisiese opdrag. Jy kan dit gaan lees. Dawid sê, het sy siel aangespreek. Dit staan in die skrif. Jy kan dit doen. Dit is nie net iets wat ek uitgedink het, dit is iets wat ek fisies gelees het en wat ek fisies toepas. Wat Dawid vir sy siel gesê het, my siel, wees stil. My soul be still. Want jou siel is jou denke en jou emosies. En Dawid sê vir homself, hy sê my siel wees stil. Dit is nou God tyd. Die tweede vers sê vir ons, but instead warn, admonish, urge and encourage one another every day as long as it is called today, that none of you may harden into settled rebellion. Ons moenie rebelleer teen die lewende God nie. Ons moenie rebelleer teen sy woord en teen sy Heilige Gees en die leiding van sy Heilige Gees nie. Ons rebelleer wanneer ons nie doen wat hy van ons vra nie. Wanneer ons nie leef volgens sy woord nie. En dan sê hy daarso daai pink gedeeltjie, by the deceitfulness of sin. Sonde gaan nie net hier voor jou uitspring en sê, hey, hier's ek nie. Dis nie 'n speedkop wat voor die kar inspring nie. Hy kom saggies, hy kom met hierdie, weet, as jy dit doen is fine, jy is nog op die regte pad. Hy sal die woord gebruik. Hy wil jou net mislei. Daaronder staan by fraudulence, bedrog, stratagem, deur strategie, en trickery. Hy wil 'n triek op jou trek. Hy wil net hê, jou fokus moet afkom van God, van jou geesmens af. Wat jou geesmens wat vir ewig lewe. Hy wil net hê, leef in die sonde. Kry 'n paar goedjies wat jy nog kan saamsleep, kyk jy is God se kind, maar weet jy, dit is oukei om nog hierdie te doen. Dit is nie. As jy vir God leef, dan leef jy voluit vir hom. Johannes 3 vers 36 sê vir ons, and he who believes
in, has faith in, clings to, relies on the Son, has now possesses eternal life. As net twee goed wat jy nodig het. Jy het Jesus nodig en jy het intimiteit met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees nodig. Die res hoef jy nie oor te worry nie. Die res sal self in plek val wanneer die Heilige Gees jou lei, wanneer hy vir jou sê, wees gehoorsaam, wanneer hy vir jou sê, gaan gee 'n woord, gaan bid vir die sieke, gaan gee kos vir die hongeres. Jy sal daai goed as 'n natuurlike uitvloeisel doen. Die belangrikste is, jy moet Jesus hê. As jy Jesus nie het nie, dan gaan hy eendag kom, en hy gaan vir jou sê, I never knew you. Jy gaan klop om in te kom, en hy gaan sê vir jou, ek gaan nie vir jou oopmaak nie. Ek ken jou nie. Maar as ek Jesus het ek alles. En jy hoef nie te werk daarvoor nie, jy hoef nie iets doen nie, jy hoef nie jou wêreld te verskuif daar nie. Jy moet dit net aanvaar, is gratis, is verniet. Die prys is reeds betaal. God het dit nie in paemente betaal nie, het dit eenmalig volledig betaal. En ek en jy kan dit eenmaal volledig Christus aanneem in ons binneste. En weet, hy is die koning van konings. Die Heer van die Heer, the Lord of Lords. Dus kom die Bybel sê, Lord, Lord. Want hy is die Here. Dan sê hy vir ons, but whoever disobeys is unbelieving toward, refuses to trust in, disregards, is not subject to the Son, will never see, experience life, but instead the wrath of God abides in him. God's displeasure remains on him. Indignation hangs over him continually. Die skrif verduidelik dit amper self. As ek Jesus het ek die ewige lewe. As ek nie Jesus het nie, het ek die hel. Okay, Johannes 1 Johannes 5 vers 2. By this we come to know, recognize and understand that we love the children of God. When we love God, obey his commandments, orders, charge, we keep his ordinances and are mindful of his precepts and teachings. For the true love of God, that we do his commandments, keep his ordinances, are mindful of his precepts and teachings. And these orders of his are not irksome, burdensome, oppressive and grievously. Hy sê daar vir ons moet sy gebooie hou. Staan in die Nuwe Testament. Elke opdrag van God, elke gebod moet ons hou. Die enigste gebooie wat weg is, wat jy nie hoef te hou nie, is the sacrificial rituals, die offerwette. Want Jesus het die ultimate offer geword. Hy is die uitnemende offer vir ons. Jy hoef nie meer te gaan beeste, skape en bokke te offer nie. En alles wat daarmee te paard gaan, die was van die bakke en daai goed. Dit is weggeskuif, omdat Jesus die uitnemende offer was. Die res moet ons onderhou. Ons moet die 10 gebooie onderhou. Ons moet liefde hê vir ons naaste. Ons mag nie haat nie. Hierdie is 'n laaste skrif wat ek by afsluit. En hierdie is 'n awesome and amazing skrif. Dis een wat ek vanoggend vir julle gesê het. But if one loves God truly, with affectionate reverence, prompt obedience, and grateful recognition of his blessing, he is known by God, recognized as worthy of his intimacy and love, and he is owned by him. As jy God lief het, as jy hom werklik lief het, hy eerste deel wat geonderstreep is, sê affectionate reverence, as die vrees van die Here in jou so groot is, dat hy jou alles is, dat jy niks sal toelaat om die pad te staan tussen jou en God nie. As jy stiptelik gehoorsaam is, en as jy dankbaar is vir elke seën wat jy het van hom, 3 goed wat hy vir jou sê, dan sal jy geken wees deur God. Hy sal jou ken as sy eie, en dan sê hy, recognize as worthy of his intimacy. Jy sal sy intimiteit waardig wees, en jy sal deur hom besit wees, jy sal syne wees. So onthou hierdie skrif, 1 Korintiërs 8 vers 3. Met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Hy spreek nie ons gees aan nie, hy spreek die mens aan. Jou hele siel, jou hele hart en jou hele verstand. Hierdie wat jy sien, moet God lief hê met alles wat binne in hom is. Dan kwalifiseer jy vir daai. Dan kwalifiseer jy dat God met jou intiem gaan wees. Jy kwalifiseer om geken te wees deur God. En as God jou ken, dan mag hy nooit vir jou sê, I never knew you. Want jy was intiem met hom. Jy het hom geken.
en hy het jou geken. Ok, ons gaan nou by boodskappe is klaar. Ok, ons gaan gou die offerandes opneem, as die musiekgroep net vir ons kom speel, of, ok, Monica's nou weg met die kleintjie, die res van julle saam met Joel.